Welkom by vandag se verkenning. Hallo. Ons reis vandag na 'n spesifieke hoekie van Tokio se Edogawa-wijk. 'n area wat eens deel was van die ou Shikamoto-dorpie. Ja, dis reg. 'n Historiese plek. En ons gaan spesifiek delf in die stories van die ouer Shishibone-gebied. Ons het hierdie fascinerende versameling artikels en notas wat jy gedeel het. Ja, dis 'n klomp interessante plaaslike geskiedenis wat ons kom bymekaar maak. Presies. En ons doel vandag om daai verborge juwele, jy weet, die plekke en legendes op te spoor wat 'n ander kant van Tokio wys. Soms sommer net om die draai. Dis die lekkerte daarvan, hè? Daai onverwagse ontdekkings. Goed, kom ons begin sommer by die begin. Die naam self, Shishibone. Ja, dis klaar interessant. Shishibone. Dit vertaal rofweg na hertsebeen. Dit klink amper, wel, 'n bietjie gruisam of ongewoon ten minste. Dis nogal 'n vreemde naam vir 'n plek, ja. Maar daar's 'n baie ou legende daar agter. Vertel ons daarvan. Wel, die storie vat ons terug na die 8ste eeu. Dink so rondom 786 na Christus. Dis lank terug. Ja, nee, dis antieke geskiedenis vir Tokio se standaarde. Die magtige Fujiwara-stam was besig met 'n belangrike pelgrimstog. Wat het hulle gedoen? Hulle was besig om die geeste van gode van die Kashima en Katori heiligdomme, dis oos van Tokio, na Nara te bring, om die groot Kasuga Taisha heiligdom te stig. Reg, en hoe het die hert hierby ingepas? Hulle het wit takbokke gebruik. Dis gesien as heilige diere, jy weet, boodskappers van die gode, om daai goddelike teenwoordigheid te dra tydens die lang reis. Soos 'n soort heilige vervoer. Presies, maar die reis was swaar. En een van hierdie belangrike takbokke het ongelukkig siek geword en presies hier in hierdie area gevrek. Ag nee. Ja, maar vir die plaaslike inwoners was dit nie net hartseer nie. Dit was 'n teken. Iets betekenisvol. Hulle het dit as belangrik gesien. Baie. Hulle het die hart met groot respek begrawe en 'n heuwel, 'n tsuka, op daai plek opgerig. 'n Heuwel. Ja. En met tyd het daai heuwel bekend geraak as Shishimizuka. Dit beteken iets soos hart-kyk heuwel. OK. En van daar af het die hele omliggende area toe die naam Shishibane gekry, ter ere van daardie hart se bene of oorskot. Dis ongelooflik. 'n Hele plek se naam kom van een enkele gebeurtenis, die dood van 'n heilige dier meer as 1000 jaar gelede. Dis hoe geskiedenis werk, nee. Veral plaaslike geskiedenis. En daardie plek, die Shishimizuka, dis nie net 'n storie nie, dit bestaan nog. Glad nie. Dis ons eerste verborge juwel, Shishimizuka Jinja. Regtig? Ja. Vandag is dit 'n baie klein heiligdommetjie, sommer weggesteek op 'n hoek naby die Zenuma-brug. Jy kan dit maklik misry as jy nie weet waarna om te soek nie. So dis een vir die avontuurlustige reisiger. Definitief. Daar is 'n klipmonument wat dit duidelik aandui as die geboorteplek van Shishibone. Maar die oorspronklike heuwel self? Wat het daarvan geword? Ag, dis waar dit 'n bietjie vaag raak. Ou bronne plaat van 'n redelike groot heuwel, seker 7 of 8 meter hoog, met 'n ou danneboom bo-op. Klink indrukwekkend. Dit moes gewees het. Maar kyk, die boom het lankal gevrek en die heuwel self, dit lyk of dit met 'n tyd platgestoot is, waarskynlik tydens latere ontwikkeling. So die presiese plek van die graf is weg. Die presiese heuwel, ja. Dis nou meer simbolies, gemerk deur die monument en miskien 'n ou boomstomp wat daar oorgebly het. Interessant. Nou, selfs 'n teorie, een bron noem dit, dat die oorspronklike heuwel dalk 'n pofoen was. Wat? 'n Kofoen, 'n antieke grafheuwel uit 'n nog vroeër tydperk, lank voor die hert. Wat beteken die plek was dalk al eeue lank spesiaal. So die hertlegende is dalk later bo-op 'n bestaande heilige plek geplaas. Dis 'n moontlikheid. Dit maak die geskiedenis net nog dieper. Maar wat duidelik is dat hierdie klein heiligdommetjie, Shishimizuka Jinja, direk uit daai legende gebore is. Dis 'n plek met lae van betekenis. 'n Legende, geskiedenis en selfs 'n bietjie mystery oor wat verlore gegaan het. En dit lei ons na die volgende laag. Die plekke van aanbidding wat hieruit gegroei het. Die beskermheiliges van die gemeenskap. Ja, vertel my van hulle. Wel, vir die ou Shishibone dorpie as geheel was Kashima Jinja die hoofplek, die Chinju. Die verskermende heiligdom. Juis, maar wat interessant is, voor die Meiji-era het dit 'n ander naam gehad. Gosha Senmisha.
5 maatskappy heiligdom. Wat beteken dit? Dit verwys na die 5 stigtersfamilies van die ou dorpie. Die Ishi, Tajima, Makino, Nakadai en nog 'n Ishi-familie. Elkeen het hul eie familiegode, hul Ujigami, hier saamgebring en aanbid. So die heiligdom het letterlik die sosiale struktuur van die dorp weerspieël. Dis fascinerend. Dit wys hoe nou verweef gemeenskap en geloof was. En hulle het ook 'n unieke ritueel. O ja, By hul jaarlikse fees rig hulle 'n spesiale houtstruktuur op. Dit lyk soos 'n torriehek, maar dis anders. Dit word 'n mataki genoem. Mataki. Ja. En die mense stap daardeur vir reiniging voordat hulle die hoofsaal ingaan. Dis iets eie aan hierdie heiligdom. Goed, dis Kashima Jinja, maar jy het gesê daar's nog een naby wat baie oud is. O ja. En hierdie een is wragtig spesiaal, Sengen Jinja. Asean Jinja. Hoe oud praat ons? Hou vas. Die stigting gaan glo terug na 938 na.C. Wat? 938? Dis ongelooflik. En Edogawa? Dis wat die bronne sê. Dit maak dit glo die oudste heiligdom in die hele Edogawa-wijk. Ek sou nooit kon raai nie. Wie word daar aanbid? Dit is gewy aan Konohana Sakuya Hime. Sy is die godin van berg Fuji. Ah, die Fuji-godin. Maak sin. Daar is selfs 'n krygsheer-legende aan verbonde. Taira no Sadamori het glo hier gebid in 940 na.C. vir sukses teen die rebel Taira no Masakado. So, dis 'n plek met diep, diep wortels. En dit lyk seker ook oud. Die heiligdom self en veral die area rondom dit, dis dig bebos. Die plaaslike mense noem dit liefdelik Sengen Sama se woud. Dit voel oud. Pragtig. En ek het iets gehoor oor 'n baie spesiale fees hier. Iets wat uitstaan. Ja, as jy by regte tyd daar is, dis iets besonders. Die hooffees is 1 Julie. Maar elke 2 jaar hou hulle die Nobori Matsuri, die banierfees. Banierfees. Klink interessant. Dis meer as interessant, dis skouspelagtig. Stel jou voor, 10 reuse baniere. Elk amper 22 meter hoog. 22 meter. Dis massief, hoër as 'n gebou. Ja, dis hoër as 'n 7-verdieping gebou. En hulle rig hierdie 10 reuse goed op, binne die heiligdomsgronde. 2 vir elkeen van die 5 gemeenskapsdistrikte. Ek kan my net die gesig voorstel. Hulle moet bo die bome uittoring. Presies, bo Sengen Sama se woud uit. Die bronne beskryf dit as asemrouend en blykbaar baie skaars in die hele Kanto-streek. Dis nou wragtig 'n verborge geweel van 'n gebeurtenis. Definitief nie op die gewone toeristeroetes nie. Glad nie? Dit wys jou daai lewendige tradisie wat nog sterk staan. En van mense in hul tradisies gepraat, daar is ook plekke wat ons meer vertel van die mense wat hier geleef en gewerk het. Die plaaslike magstrukture. Bedoel jy soos die dorpsleiers? Juis. En dit bring ons by 'n fantastiese voorbeeld. Die Ichino Nanushi Yashiki, die ou woning van die dorpshoof. Die Nanushi. Help my net gou weer onthou, wat was hul rol presies? Die Nanushi, Namdu, was die oorerflike dorpshoof gedurende die Edo-tydperk. Hulle was gewoonlik ryk boere wat deur die shogunaat aangestel is. Hulle moes die dorp bestuur, belasting insamel en as skakel optree, nogal belangrik op plaaslike vlak. So invloedryke mense. Beslis. En hierdie spesifieke huis het aan die Tajima-familie behoort. Hulle het in die vroeë Edo-tyd hierheen gekom, gehelp om nuwe reislande Shinden te ontwikkel en is toe beloon met hierdie posisie. En die huis, bestaan dit nog? Kan jy dit besoek? Ja, en dis pragtig bewaar. Dis ons 3de verborge skat vandag. Hoe lyk dit? Wel, die hoofhuis het 'n indrukwekkende grasdak. Daar's 'n groot statige hekhuis in Nagayaman. Jy kan selfs oorblyfsels van 'n ou grag sien. 'n Grag, soos by 'n kasteel. Amper so. Een bron sê dit voel amper soos 'n middeleeuse landheer, doho, se woning, al was hulle tegnies boere. Dit wys net hul status. So dit gee jou 'n goeie idee van hoe die plattelandse elite, wat nie samurai was nie, geleef het. Presies. Dis 'n wonderlike plek om te besoek as jy daai gevoel wil kry. Dis rustig daar, naby die Shinakagawa rivier. 'n Regte kontras met moderne Tokio. Klink idillies. 'n Venster na 'n ander tyd. Dit is.
En hier by hierdie woning is daar nog 'n storie. 'n Amper ongelooflike staaltjie wat wys hoe geskiedenis soms op die snaakste plekke opduik. Vertel, ek hou van hierdie soort stories. Sluit dit dalk 'n bekende figuur in? En hoe? Die 8ste Tokugawa shogun homself, Yoshimune. Yoshimune, die een van die TV-dramas, die een wat lief was vir valkejag. Juist daai een, 'n baie bekende shogun. Wel, in 1717 was hy op een van sy valkejag-uitstappies, Takagari, hier in die omgewing. Reg? Hy het moeg geword en gestop by die huis van 'n plaaslike man, ene Ichikawa Kuizamon, blykbaar familie of verbind aan die Nanushi-familie. Hy wou net 'n bietjie rus. En toe, Volgens die storie gaan sit hy sommer doodluiters op 'n eenvoudige klipstamper, 'n usu, jy weet daai goed waarmee hulle graan gestamp het wat in die tuin gestaan het. hy het op die stamper gaan sit. Die shogun, dis nogal aards. Presies. Maar jy kan jou indink hoe die Ichikawa-familie gevoel het. Hulle was meer as net beïndruk, hulle was oorstelp. Ek weet hulle was. Soveel so dat hulle daardie doodgewone klipstamper waarop die shogun gerus het, as 'n kahol, 'n kosbare familieskat begin bewaar het. Wag 'n bietjie, hulle het die stamper gehou as 'n skat. Nie net gehou nie. Hulle het 'n klein heiligdommetjie, amper soos 'n tuinhuisie, spesiaal daarvoor in hul agterplaas gebou. Jy maak 'n grap. Nee, dis die reine waarheid. Dit staan vandag bekend as Usu no Miya, die stamper se heiligdom. Die stamper se heiligdom, dis een van die wonderlikste name wat ek nog gehoor het. Maar is ons seker dis waar dat dit regtig daai stamper is? Wel kyk, die amptelike rekords soos die Tokugawa Jiki bevestig die shogun se besoek aan die area en dat hy by Ichikawa se huis gerus het. Die storie oor die stamper self is baie sterk binne die familie en die gemeenskap oorgedra. Hulle het dit onmiddellik as 'n skat begin behandel en daai heiligdom gebou. So die tradisie is baie sterk. Baie sterk. En die fisiese heiligdom is daar. So, dis redelik oortuigend. En hierdie Usunomiya is ons 4de verborge skat. Maar dis 'n moeilike een om te sien. Hoekom so? Dis privaat eiendom. Dis steeds in die Ichikawa-familie se tuin. Dis nie 'n openbare tempel of so iets nie. So hoekom 'n mens daarbey uit? Jy moet vooraf reël. Gewoonlik per e-pos. En dan hoop jy kan aansluit by 'n toer wat die plaaslike beurtvereniging Chokai soms organiseer. Dis nie altyd moontlik nie. Wow, die feit dat dit so eksklusief is, maak dit amper net nog meer spesiaal. Dink net, 'n alledaagse voorwerp, 'n klipstamper, wat 'n direkte link is na een van Japan se bekendste heersers, weggesteek in iemand se agterplaas. Dis mos nou 'n storie. Dis absoluut uniek. En van uniek gepraat. Ons volgende stop is ook besonders, maar op 'n heel ander manier. Ons beweeg van mensgemaakte geskiedenis na 'n lewende natuurwonder. 'n Boom, reken ek. Ja, maar nie sommer enige boom nie. By die Zenyoji-tempel staan die ongelooflike Yogo no Matsu, ons 5de skat. Yogo Matsu. Wat 'n soort boom is dit? Dis 'n massiewe swart denneboom, Kurumatsu. En hy's oud, glo meer as 600 jaar. 600 jaar? Dis antiek vir 'n boom. Hoe groot is hy? Kyk, dis nie so seer die hoogte wat verstommend is nie, al is hy groot. Dis die breedte. Sy takke sprei ongelooflik wyd uit. Hoe wyd? Meer as 31 meter van oos na wes en 28 meter van noord na suid. Dit vorm 'n reuse natuurlike afdak. Dis 'n nasionale natuurlike monument. 30 meter, dis enorm. Ja, hulle noem dit soms Japan se nommer 1 denneboom, juis oor hierdie ongelooflike omvang. En die naam, Yogo, Kago, is ook betekenisvol. Dit beteken iets soos 'n tydelike verskyning of manifestasie van 'n goedheid. So die naam self suggereer iets bonatuurliks. Dan is daar sekere legende. Natuurlik. Wat sou Japan wees sonder legendes by sulke plekke? Presies. Vertel? Die storie lui dat 'n dief een nag by die tempel ingebreek het. Hy het 'n Boeddha-beeld gesteel. Uh-oh. Ja, en toe hy onder hierdie einste massiewe denneboom probeer vlug, toe sit sy voete glo vas aan 'n spesifieke klip onder die boom, die sogenaamde Yogo-steen. Hy kon nie beweeg nie. Regtig? Vasgenaal? So sê die legende.
En op daardie oomblik, die godheid Fudo Mjowel, jy weet daai vurige beskermer god, voor hom verskyn. Sjoe, ek sê my doodskrik. Wel, die dief was blykbaar so geskok en toe dadelik vol berou. Hy het die beeld teruggegee en sy lewe heeltemal omgekeer. Dis 'n goeie einde. En 'n klassieke morele verhaal, né? Moenie steel nie, veral nie by 'n tempel met 'n heilige boom nie. Karma sal jou kry. Presies, dis tipies van daardie Edo-tydperk volksverhale. Maar selfs al glo jy nie die legende nie, die ervaring om onder daardie reuse, ewe oue takke te staan, dis werklik iets, dit voel amper gewyd. Ek kan my voorstel. En kan jy daai Yogo-steen soek? Jy kan probeer, of dit nou presies daai een is, wie sal weet. Maar die gevoel van die plek is die eintlike ding. Dis 'n plek vir stille oordenking, soos jy sê. Goed. Ons het nou gepraat oor legendes, heiligdomme, maghebbers, selfs 'n natuurwonder. Wat van die dieper wortels van die gemeenskap self? Jy het genoem Shikamoto Village is gevorm uit ouer dorpies. Sien ons nog iets van daai ouer laag? Ja, beslis. En dit bring ons by ons laaste stop vir vandag, die dieper gemeenskapswortels. Onthou jy een van daai oorspronklike dorpies was Hon Ishiki? Ja, jy het dit genoem. Wel, die mense van daardie ou dorpie het hul eie spesifieke Chinju, hul eie beskermheiligdom gehad. En dit was Tenzou Jinja. Tenzou Jinja. So, dis ons 6ste en laaste verborge skat. Presies. Kyk, dis dalk nie so histories beroemd soos Senjinja met sy ouderdom nie, of gekoppel aan 'n dramatiese stigterslegende soos Shishimusika nie. Maar dis steeds belangrik. Dis belangrik, juis omdat dit daardie ouer, meer lokale laag van gemeenskapsidentiteit verteenwoordig. Dis 'n simbool van die Honishiki dorpie wat voortleef, selfs nadat die amptelike kaarte en name verander het. So dis 'n plek wat wys hoe die verlede steeds deel is van die hede op 'n baie plaaslike vlak. Hoe voel dit vandag daar? Is dit lewendig? O ja, dis nie net 'n monument nie. Dis 'n plek waar jy nog steeds daai rustige, autentieke Shitamachi-atmosfeer kry. Wow, daai tradisionele Tokio gevoel. Presies. Daai gevoel van Tokio se ouer, hegter woonboerte, dis ver weg van die groot toeristegroepe. Dis 'n lewende deel van die gemeenskap. Mense bom veral daaglikse gebede, vir klein plaaslike feeste, vir iemand wat regtig die plaaslike gees van hierdie deel van Edogawa wil ervaar. Is Tenzou Jinja 'n ware juweel. Dit klink wonderlik. So as ons nou alles saamvat, dis nogal 'n reis wat ons vandag onderneem het, nê? Deur laag en laag van tyd en betekenis. Alles in hierdie een area. Definitief. Van die grondleggende legende van 'n hert se dood by Shishimuzuka Jinja, Tot die ongelooflike banierfees by Sengen Jinja en die familiebande by Kashima Jinja. ons het 'n blik gekry op die lewe van die plattelandse elite by die Nanushi Yashiki, En daai onvergeetlike storie van die shogun se stamper by Utsunomiya. ons het gestaan onder daai asemrowende Yogo denneboom by Zenyonji met sy eie storie. En die stiller, dieper wortels gevoel by Tenzou Jinja, wat 'n ouer gemeenskap verteenwoordig. Wat vir my uitstaan is hoe hierdie dinge legende, geloof, mag, die alledaagse, die natuur, nie net abstrakte konsepte is nie. Hulle is fisies daar, tasbaar. Weggesteek onder die oppervlak van die moderne stad. Presies, hierdie plekke wys 'n heeltemal ander kant van Tokio. Een wat diep gewortel is in sy eie unieke lokale verlede. Dit herinner jou om altyd 'n bietjie dieper te kyk as net die hoofstrate. Absoluut. En hier is dan 'n laaste gedagte vir jou, ons luisteraar, om oor te wonder. Een van die bronne noem sommer so terloops dat daar talle ou klipgedenktekens in die Shishibone-area gevind is. Hulle word Itabi genoem Ja, plat klipstalles. en party van hulle dateer glo terug na die Kamakura-tydperk. Een word spesifiek genoem met 'n inskripsie uit 1290. Is ongelooflik oud. Dink daaroor na. Wat sou hierdie stille klippe wat daar gestaan het lank voor die shogun se besoek, miskien selfs voor daai hertlegende heeltemal pos gevat het. Wat sou hulle ons kon vertel? Watter stories van gewone mense se lewens, hul hoop en vrese oor meer as 7 eeue is in daai verweerde klip vasgevang. Presies. Miskien iets om oor te dink volgende keer as jy iewers ou verweerde klip langs die pad sien, waar jy ook al mag wees. 'n Mooi gedagte. Dankie dat jy saam met ons hierdie verkenning van Shishiboni's verborge geskiedenis meegemaak het.